Matteus 7 vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Jesus praat hier in Matteus 7 oor hoe ons teenoor ons naaste moet optree, hoe mense teenoor mekaar behoort op te tree, en hier in vers 1 tot 5 noem hy 'n ding wat hy sê ons nie moet aan mekaar doen nie. Hy sê moenie oordeel nie sodat daar nie oor julle geoordeel sal word nie. Ons as mense is so lief daarvoor om onsself met ander te vergelyk. Ons kyk na ander, net op die uiterlike, en dan besluit ons of ons van hulle hou of nie, of hulle vir ons mooi is, of hulle vir ons lelik is, of ons dink hulle is slim en intelligent, of dalk dink ons hulle is dom, of ons dink hulle is ryk, of hulle is arm, of hulle is talentvol, of hulle is net plain doodgewoon. Ons is so geneig om dadelik wanneer ons mense sien, 'n oordeel te vel. En Jesus sê nee, ons moet dit nie doen nie, want as ons dit doen, sal daar oor ons geoordeel word. En nou mag jy dalk vandag sê, nee, maar ek doen dit gelukkig nie. Maar dink so 'n bietjie, toe jy die laaste keer bestuur het, en jou motorkar gery het, en die ou voor jou ingedraai het, of nie sy flikkerlig aangesit het nie, dan is ons gou om te sê, hoe kan jy so bestuur? Maar ons vergeet so maklik dat ons dit dikwels ook doen. Ons doen dit so sonder dat ons dit agterkom. Jesus kom sê hier, mense is dikwels geneig om ander se foute raak te sien, hulle te wil verander, hulle te wil reghelp, hulle beter mense te wil maak. Intussen sien ons nie ons eie foute en ons eie tekortkominge raak nie. Hy gebruik die beeld van 'n splinter wat jy in iemand anders se oog raak sien. Jy sien, die ou het iets in sy oog en jy wil dit vir hom gaan uithaal, want jy dink, ja, ek help hom as ek dit doen. Hy moenie met 'n splinter in sy oog rondloop nie. Maar, sê Jesus, wanneer ons dit doen, vergeet ons het 'n balk in ons eie oog. Wat is daardie splinter wat die ander mense in hulle oë het? Dis hulle tekortkominge, dis dinge wat hulle verkeerd doen, dis foute wat hulle maak. Ons sien dit so graag raak, ons wil so graag daarop klem lê, ons wil hulle so graag help om beter mense te word. Maar, sê Jesus, dan sien ons nie die balk in ons eie oë raak nie, want ons het ook gebreke en dit is daardie balk. Ons gebreke is dalk groter en is dikwels groter en meer as daardie splinter wat ons in iemand anders se oog raak sien. Moet dit nie doen nie, sê Jesus. Hou op om na ander mense te kyk, jouself met hulle te vergelyk, want dit gaan net een van twee negatiewe gevolge hê. Of jy gaan dink jy's beter as hulle, of jy gaan dink jy's slegter as hulle. So moet dit nie doen nie. God is lief vir jou en God is lief vir hulle. Wees jy daarom ook lief vir hulle en leef in vrede en sê dinge en doen dinge wat ander sal opbou, tot hulle voordeel sal wees, nie hulle sal afbreek nie. Here, dankie dat U nie na ons kyk soos mense nie, dat U nie na ons kyk en ons oordeel nie, maar dat U gekom het om ons te red. Vergewe my waar ek so maklik oordeel, waar ek so maklik na ander mense se foute en hulle tekortkominge kyk en my eie nie raak sien nie. Vergewe my waar ek graag wil hê ander moet verander, maar ek is nie bereid om te verander nie. Hier is my lewe, Here. Kom, verander my en maak my soos U my wil hê. Ek wil die klei wees, want U is die pottebakker. Vorm my en maak my, net soos wat U wil hê. Amen.